Markus 11 van vers 27 af. Hulle het toe weer in Jerusalem aangekom en terwyl hy op die tempelterrein rondstap, kom die leierpriesters, die skrifkenners en die familiehoofde na hom en vra: "Op watter gesag doen jy hierdie dinge? Of wie het aan jou die gesag gegee dat jy hierdie dinge kan doen?" Jesus het hulle geantwoord: "Ek sal julle een vraag vra. Antwoord my, dan sal ek julle sê op watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit van die hemel of van mense? Antwoord my." Hulle het onder mekaar geredeneer. As ons sê van die hemel, sal hy sê: "Waarom het julle hom dan nie geglo nie?" Maar as ons sê van mense, hulle was bang vir die skare, want almal het Johannes inderdaad as 'n profeet beskou. Daarom het hulle Jesus geantwoord: "Ons weet nie." Jesus sê toe vir hulle: "Dan sê ek ook nie vir julle op watter gesag ek hierdie dinge doen nie." En dan met die oog op ons boodskap, kyk ons in die besonder na hierdie vraag, vers 28, op watter op gesag doen jy hierdie dinge, vra hulle vir hom, of wie het aan jou die gesag gegee, dat jy hierdie dinge kan doen. Dis eintlik interessant as mens na Jesus se lewe kyk, en oral waar hy rond beweeg, dat ons het vanoggend begin daarmee, dat hy een doel voor oog gehad, en dis om die evangelie te verkondig, die goeie nuus vir die mense te bring, en deur sy diensbaarheid die mensdom te kom red. So oral waar hy gekom het en in alles wat hy gedoen het, het hy hierdie vervulling van wie hy is bedien en verkondig. Hy verkondig die woord oral waar hy kom. Hy kom selfs in die tempel en hy bedien daar in die tempel. Nou hoor ons hier in hierdie gedeelte, hy het daar op die tempelplein rondgestap en sekerlik het hy met mense gepraat oor die boodskap van die Here. Nou jy kan vir jouself indink, kom ons beweeg net 'n oomblik uit ons Christelike skoene uit en ons sit onsself in die skoene van hierdie skrifgeleerdes en fariseërs wat in hierdie tempel gewerk het en wat hierdie manne was, wat groot aansien onder die mense geniet het en wat baie sê oor die mense se lewens gehad het, dat dit vir hulle 'n verskriklike groot irritasie was. Toe hierdie ou hier inkom en hy die skrifte beter uitlê as wat hulle dit kan uitlê en waar hy selfs vir hulle sê, hulle is verkeerd. Ons sien, net voor hierdie gebeurtenis dat hy in die tempel ingaan en dit reinig. Daarmee sê hy nie net vir die mense hulle doen verkeerde goed nie, maar vir hierdie godsdienstige leiers dat hulle laat die verkeerde goed toe in die tempel van die Here. Hulle kry werklik op hulle neus in die bediening oor die tempel misbruik word. Jesus verkondig en hy bedien teen hierdie skrifgeleerders. Ons sien dit reg deur sy aardse bediening en dit frustreer hulle grensloos. So dat hulle hom nie kan hanteer nie. Dit frustreer hulle dat hy hulle manier van doen uitdaag. Dit frustreer hulle dat hy hulle manier van dink uitdaag. Die status quo word uitgedaag, hulle gemaksones word uitgedaag. En dat hulle heiligheid bevraagteken word deur hom wat kom en leer, bekeer julle. En daarom vra hulle vrae en hulle soek maniere om Jesus te vervolg. En daar sou 'n tyd kom later waar Jesus sou toelaat dat hulle hom vervolg. Dis wat ons hierdie naweek gevier het. Jesus het toegelaat dat hy vervolg word en aan die kruis sterf, sodat hy vir ons sondes kon sterf. Maar hierdie is nog nie die tyd nie. Dan sien ons die skrifgeleerdes se vraag vir Jesus, wie het vir jou gestuur? Wie gee vir die gesag om hierdie goed te doen? En ons sou sê, as ons in hulle wêreld inbeweeg, het hulle nie so verkeerd opgetree volgens hoe hulle dink nie. Kyk bietjie na die volgende teksgedeeltes, Deuteronomium 13 vers 1 tot 3. Nou die Ou Testament was hierdie ouens se maatstaf en riglyn. Daar staan, wanneer 'n profeet of iemand wat drome droom by jou opstaan en vir jou 'n teken of wonder voorspel, en die teken of die wonder waaroor hy met jou gepraat het gebeur, en hy sê dan, ons moet ander gode volg wat jy nie ken nie en hulle dien, dan mag jy nie die woorde van daardie profeet of die een wat die droom gedroom het luister nie. So, iemand wat verkondig en dan wat hy verkondig bewys word deur hierdie wonderwerk wat gebeur. Dit was half kan ons sê die eerste sif
maatstaf vir wanneer iemand in die publiek begin op 'n profetiese manier optree, hoe hulle hom moes beoordeel. Dan kan ons, daar's nog baie tekste, maar ons kan na Deuteronomium 18 vers 20 gaan, maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te sê, en ek het hom nie beveel om dit te sê nie, of wat in my naam van ander gode praat, daardie profeet moet sterf. So nou is hierdie fariseërs in die desperate posisie waar hulle vir Jesus wil uitdaag, en die eerste toets slaag nie, want wat hy verkondig is in lyn met die woord van die Here. Hy verkondig nie ander of vreemde gode nie, hy verkondig God, die God van Israel, die God van die Bybel, die enigste ware God, dis wie hy verkondig, en dan doen hy al hierdie wonderwerke om wat hy verkondig te bevestig. So daai eerste riglyn van as iemand iets sê, en hy dan, dit dan gebeur, dit is alles in plek, dis in lyn, en op grond van dit kan hulle hom nie aanvat nie. En dan die volgende vraag wat hulle dan vra is, maar wie het jou gestuur? En dit is seker na aanleiding van Deuteronomium 18 vers 20, wat sê, as iemand my naam kom verkondig sonder dat ek hom beveel het, moet so iemand sterf. So hulle wil vir Jesus op 'n manier uitlok, om iets verkeerd te sê, of iets verkeerd te doen, maar sy hele lewe, en alles wat hy doen, is in die waarheid. Sy bediening het die regte pad gevolg. Hy verkondig die woord, hy bewys sy gesag in wonderwerke, en hy lê die woord van die Here uit. Ons dink aan daai pragtige teks, reg aan die bediening van Jesus, waar hy sê, een ding moet julle goed van my verstaan, ek nie gekom om die wet of profete ongeldig te maak nie, ek gekom om hulle volle betekenis te gee. Ek het julle gekom om julle te leer wat hierdie wette eintlik beteken, hoe dit julle lei om in 'n verhouding met die Vader te lewe, hoe dit nie hierdie koud en kliniese goed is wat julle soos 'n checklysie moet hanteer en net nakom sodat die Here gelukkig is met julle nie, maar hoe dit reëls van die hart is, dinge wat jy nakom omdat jy die Here liefhet. Ek het nie gekom om dit weg te neem nie. Ek het gekom om julle te help om die diepte en die rykdom en die wysheid daarvan te verstaan. En dis wat Jesus kom doen. En hierdie fariseërs het absoluut niks teen hom nie. En selfs al kry hulle niks teen hom nie, bevraagteken hulle sy gesag. En hulle vra vir hom al hierdie vrae. Dan kom hulle met hierdie vraag oor Johannes die Doper. En hulle vra Jesus, kom met die vraag oor Johannes die Doper as 'n reaksie. Jesus is rustig in hierdie situasie. Hy's baie kalm, soos meeste kere wat hy hulle hanteer het. Dink aan al die maniere, vir al die kere wat hy met die fariseërs stry. Ek dink nie net het sy bediening hierdie valsgelowiges grensloos geïrriteer nie, maar sy manier van doen het hulle teen die mure laat uitklim. Dink aan daai verhaal met die vrou wat op oorspel betrap is. God se naam moet geëer word, ons moet hierdie vrou doodmaak. Dis wat gesê word, maar hulle verstaan nie die wette nie, hulle verstaan nie die Ou Testament nie. En Jesus is koel en kalm, en hy gaan sit op die grond en skryf iets met sy vinger, en jy kan net vir jouself indink, as jy hier kom met 'n saak, gedryf, en jy wil iets regkry, jy wil mense oortuig, ons sal God se geregtigheid laat geskied, al is dit met geweld, en Jesus is soos, nee, julle verstaan nie mooi nie. Hierdie fariseërs was deur hom uitgedaag. Hulle was deur hom frustreer. Nou kom hy hier weer eens. Hulle vra hom 'n vraag en op 'n rustige manier antwoord hy hulle met 'n vraag. So dit was tipies in die rabbynse debatte, so debatte tussen leermeesters in daai tyd, laat iemand 'n vraag met 'n vraag sou antwoord. Ek sê altyd 'n vraag met 'n vraag is die veiligste antwoord wat jy kan gee. So dit is 'n goeie manier van debatteer, en Jesus kom en hy sê vir hulle, maar wat van Johannes die Doper? Is sy boodskap reg? Is wat hy gedoen het reg? Is sy doop reg? En wat jy moet weet van Johannes die Doper is dat sy boodskap en Jesus se boodskap aan mekaar aanhaak, nê. Dat Johannes die Doper, soos al staan, maak vir die Here 'n pad in die woestyn gereed. In die barre wêreld 'n groot pad, soos Jesaja voorspel het. Dis Johannes die Doper waarvan hier gepraat word. Hy maak die pad gereed vir Jesus. Hy gee half die inleiding vir Jesus se preke. Julle weet mos, ons probeer altyd oulik wees, en aan die begin van die preek, en vra ons 'n paar vrae wat jou laat dink, of vertel 'n lekker storieetjie of iets. Ek doen dit lankal nie meer nie. Maar dan het ons nou jou aandag, so die homilete ons geleer. Maar Johannes is hierdie ou, hy is die een wat daai inleiding skryf.
en sê die een wat kom, hy is die een. So Johannes is die laaste Ou Testamentiese profeet, alhoewel hy nie deur hierdie eindse skrifgeleerders as die profeet oor Jesus erken is nie. So hy is die laaste een wat kom profeteer oor die Messias wat sal kom. Jesus is die vervulling van daai profesie. So Jesus wil eintlik hulle kry ook om te dink oor Johannes die Doper se werk, want hy is die vervulling van waaroor hy geprofeteer het. Johannes is die heenwysing na Jesus wat sou kom. Johannes doop in die aanbreek van die nuwe verbond, dis in Jesus. Wie Johannes se leer geglo het, vir hulle is die pad gereed gemaak om volgers van Jesus te word. Johannes se preke was voorloperpreke vir presies wat Jesus kom verkondig. Dink aan, kom ons gebruik een voorbeeld. Wat is omtrent die eerste frase in Johannes die Doper se eerste preek? Bekeer julle, van die koninkryk het naby gekom. In Matteus 4, as Jesus begin preek na sy versoeking in die woestyn, wat is sy heel eerste preek? Bekeer julle, van die koninkryk nou hier. Ek het gekom, ek is hier. 'n Nuwe bedeling breek aan. Johannes was dan gewild onder die mense. En as 'n ou Johannes se verhaal so lees, dan sien mense sy gewildheid onder die mense was oor sy geestelike en disipel-egtheid. Hy was eg. Die mense kon beleef en sien wat hy verkondig is inderdaad, daar's iets mooi, daar's iets swaar, daar's iets goed aan wat hy bedien. En hy het die mense se respek daardeur gewen, omdat die Here deur hom gewerk het in mense. Daar was egtheid. En die skrifgeleerdes het nie 'n antwoord op Jesus nie. Hulle het nie 'n antwoord op Jesus nie, want om vir Johannes te erken as 'n profeet sou beteken dat hulle Jesus ook as God se profeet moet erken. En dan om hom te ontken beteken dat hulle sou verkeerde reaksie onder mense uitlok. En dis vir my die volgende stap waar hulle heeltemal die pad misloop. Die skrifgeleerders vrees die mense. Hulle is banger. Dink nou vir jouself, as hierdie skrifgeleerdes waarlik oortuig was, of as kom sy eerste hulle ingesteldheid was werklik ingestel daarop om God te verheerlik, dat hulle die Here se eer moet beskerm. As dit hulle ingesteldheid was, sou hulle mos nie bes gegee het vir mense nie. As dit werklik oor God gegaan het, dan sou hulle selfs teen die mense ingegaan het. Maar hulle sê daar, Johannes was gewild onder die mense, daarom was hulle nie bereid om so 'n bietjie aan hulle bekendheid 'n skop in die tande te gee nie. So oor wie gaan dit vir hulle? Oor God se eer? Nee, oor hulle eie eer, oor hulle eie gemak, oor hulle eie gewoontes. Hulle staan nie hier op vir wat hulle glo oor God nie. Dan sou nie bang gewees het vir bietjie protes van mense se kant af nie. Hulle staan hier op vir hulle self. Hulle staan hier op om hulle eie eer en roem te beskerm. En Jesus staan nie daarvoor nie, want Jesus kom maak nuut. Jesus is die een wat die verklaring van die Ou Testamentiese profesie is. Jesus is die een wat dit kom leef. Hy is die waar maak van dit. Hy kom en hy bedien teen dekades se misverstaan van die woord van God en die vervulling wat in hom gebring word. Hy leer nie net die waarheid nie, hy is die waarheid. En in die egtheid van sy getuienis kan ons dit sien. Die een wat na Johannes kom, eg in die waarheid van die Here. So in wie se gesag tree hy op? Hy tree op in die gesag van God. Ons het vanoggend gehoor, wie het hom gestuur? Wie het vir hom gesê gaan verkondig? Ek kom doen die wil van my Vader wat my gestuur het. Dis die antwoord. Hy tree in die gesag van God op en alles wat hy doen binne in daardie gesag, doen hy om sy doel te verrig, sy taak te verrig en die Here daarin te verheerlik. Dis nie 'n bevraagtekenbare gesag nie, dis 'n absolute een. Hy is die vervulling. En dan kom ons by hierdie ding. Ons sien die fariseërs, die skrifgeleerdes reg deur die Nuwe Testament verwerp
Jesus se gesag. 'n Mens dink, "Jo, hierdie mense is dan lekker stupid is hulle nie." Kan jy glo? Hulle verwerp Jesus se gesag. Hulle verwerp die Christus, die een wat die Here is, die een wat die koning is. Maar is die mens van vandag dan so onskuldig aan presies hierdie selfde daad? Wat gebeur wanneer mense woorde belangriker word as God se? Is dit nie die verwerping van God se gesag en autoriteit oor die mens, as ons eie idees oor hom opmaak en nie sy waarheid oor homself aangryp nie? Wat gebeur waar mense nie kan staan vir die waarheid en wat reg is nie? Word gesag nie verwerp wanneer ons maar goeds moet toegee aan verkeerdhede in ons lewe en dit toelaat om aan te hou instroom en te leef in ons omgewings nie? Verwerp ons nie die gesag van die Here oor ons lewens waar ons roepings ignoreer nie, waar ons nie doen wat die Here vir ons roep om te doen nie? Verwerp die mens, disippels van vandag, nie die Here se gesag daar waar ons God sekondêr plaas, ondergeskik aan sekere dinge in ons lewe nie. Die ware gesag is Jesus. Dis die waarheid. Hy is die een wat gesagvol is. En dit beteken ons as sy volgers lewe onder hierdie gesag. En terwyl die Here Jesus liefde is en genade is en goedheid is, moet ons van hom onthou dat hy ook die magtige is, dat hy ook die bevelvoerder is, dat hy die een is wat heerskappy voer, dat hy die een is wat regeer, en dat hy een is wat gesag het oor jou lewe. Soos hy jou lief het op 'n manier wat jy nie kan verstaan nie, soos hy met jou genadig is op 'n manier wat jy nie kan beskryf nie, soos hy die pad saam met jou getrou stap op 'n manier wat niemand ooit vir jou kan verklaar nie, is hy ook die een wat gesag het oor jou, die een wat jou lewe besit, die een in wie se hande jy leef. En dis wat ons nie moet vergeet nie. Die Here leer uit ook oor ons dood gesag. So daar's nie 'n enkele tyd in ons lewe waar die Here nie gesag het oor jou nie, waar jy nie in die gesagshand en die regeerhand van die Here leef nie. Hy het ook oor ons dood gesag, hy het daarvoor betaal en hy het ons gered om ewig te lewe. En nou is ons roeping, soos ons hierdie jaar ook besig is om ondersoek in te stel hoe ons as kerk bedienaars in die koninkryk van ons koning moet wees, is ons roeping nou om die gesag van Jesus te erken, om die gesag van Jesus te sien en om die gesag van Jesus te dien. Dit troos ons. Dit troos ons met die vrede van sy volmaakte heerskappy. Ons ken net regerders wat aanjaag, maar die koning wat regeer oor alles is die een wat volmaak is, wat gesagvol heerskappy voer, wat goed is en nie 'n voet verkeerd sit nie. Ek erken sy gesag in my lewe deur te leef in die wete dat hy is koning oor my lewe. Ek erken sy gesag oor ek opgewonde is oor die roeping wat hy met my het, oor ek weet hy het 'n heilige plan wat besig is om te ontvou en te ontknoop en in vervulling gaan. En daarom is die beste ding wat ek nou kan doen en elke oomblik kan doen, om te luister na wat sê die Here vir my om te doen. Dis die heel beste pad wat ek kan vat. Ek erken en dien sy gesag waar ek oral besig is in tevrede diensbaarheid. Nie om myself te verheerlik soos die Fariseërs graag wou doen nie. Nie om myself en my eie gewoontes te probeer behou soos hulle gedoen het nie. Dit sou gebeur dat as ons so was en jou status quo word uitgedaag, dat jy baie ontevrede is daaroor. Nee, ek erken die Here se gesag in tevrede diensbaarheid, deur oral waarheen hy my stuur en in alles wat hy met my wil doen, te sê ja Here, hier's ek, gebruik my, werk in my, werk deur my, U is die koning. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons eer U vir die voorreg dat ons het
om onder u gesag te leef. En terwyl dit 'n wonderlike voorreg is, werk in ons en herinner ons ook, Here, aan die ongelooflike groot roeping en verantwoordelikheid wat dit is om te besef, u is die koning. U is die een wat heerskappy voer. Dis nie ons wat sê nie, dis u wat sê. Dis ons wat moet doen, dit wat u sê. En dankie dat u dit ook in liefde en genade en goedheid sê, en dat u ons ook die krag gee om dit te kan doen. Help ons, Here, om onder u gesag, u naam te verheerlik, deur in alles onsself as offers te gee, wat vir u aanneemlik is. Ons kan dit maar net alleen in u krag en in u genade en as u ons oë oopmaak daarvoor doen. En ons bid, Vader, werk in en deur en met ons op hierdie manier in Jesus se naam. Amen.